Lord Jesus, thank you for creating me in your image. Thank you that in you I lack absolutely nothing. Thank you that according to your word, I'm fearfully and wonderfully made. Thank you for choosing me for such a time as this, so that your glory and presence can be manifested in and through my life right now. Thank you, Holy Spirit, that I know I am never alone because you live in me, and because of who you are, King Jesus, I will never walk in defeat. I've been set free from all lies of the enemy, and I will not die before my time, but I will live to declare the glory of the Lord in this lifetime and in this land. Today I choose life because I choose truth. Jesus Christ is my truth. As a daughter of destiny, I will step up and step out in faith into the great plan God has for me. I have the DNA of my Heavenly Father. That is why everywhere I go, godly change is made through the power of the Holy Spirit and the living Word of God, which is on the inside of me. This gospel of Jesus Christ will be ministered through me as long as I have breath. It was for this purpose I was born. I declare my life is purposeful. My dreams are God's desire for my life, and my hope is charged with faith. As a daughter of promise, I will run my race with endurance. I will cry on my knees. I will battle through in prayer, and I will rise up in victory on my feet. Because Jesus Christ is the lifter of my head. Amen. Goeiedag en welkom terug by Step Up. Ek is Chantal Whites en ons praat oor covenant in Christus. Ons praat oor ons verhouding met Christus, in Christus. En ons praat oor ons liefdesverhouding, mense, dis maar net wat het is. Ons praat oor ons liefdesverhouding met die Here en ons moet lief wees, anders gaan hierdie ding nie werk nie. En as die liefde wat jy aanplakkie is 'n liefde wat binne in jou is. Weet jy, toe ons na die Here toe gekom het, mense, toe as jy soos 'n koolvuur, niemand kan jou stop, jy praat van die Here, jy is nou net overwhelmed. En later aan in die lewe, en dan lyk dit jou vlam raak al hoe kleiner tot die vlam ook dood is. Maar jy en ek moet die Here werk nie aan sy verhouding met ons nie, want hy het niks om aan te werk nie. Sy verhouding is perfek. Is ons moet aan ons verhouding werk met hom, because sy woord is daar, sy liefde is daar, vir ewige liefde, uncompromised love, sy Heilige Gees is by ons, maar ons is nog altyd besig om flou te raak. So, ons by 'n plek kom waar jy sê, Here, elke dag, jy moet 'n vuur binne jou het vir die Here, man. Jy moet 'n vuur in die Here hê. Jy kan nie sit in lou raak, in flou raak, in die val uit hierdie patie. Nee, my dierbare, jy moet eind uit met hierdie ding. Apostel Paulus sê, I've run the race, I fight the good fight of faith, and I kept the faith. Hy sê, I've kept the faith. Ek het die geloof gehou tot op die bitter einde. My mens, ek wil jou vandag sê, waar jy en ek onsself bevind, ons moet die geloof van die Here Jesus moet ons hou. Ons moet hierdie gelowigheid, hierdie salvation van ons lewe, we've got to keep the faith. Ons moet hierdie roeping op ons lewe, you've got to keep it. Jy kan nie hier langs die pad, iewers langs die pad, voel jy nou, ek val uit die, neem het hierbare, kom, staan op en dien die Here. Jy moet 'n ywer hê om die Here te dien. Jy moet lus hê om die Here te dien. Jy moet lus hê om op te staan. Daar's 'n koortjie wat sê, ek voel om aan te gaan. Jy moet, my mens, en is nie 'n gevoel wat ek het nie. Het moet 'n ding wees wat binne my are klop. Ek wil die Here dien. Niemand moet jou wakker maak, vir my wakker maak en vir jou wakker maak om kerk toe te gaan nie. Nee, want niemand maak jou wakker vir werkie. Staan op en gaan kerk toe. Moenie nou sit en lê nie. Staan op en gaan dien die Here. Ons wil hê die belofte van die woord, maar ek wil nie insit om die belofte te kry nie. Om hierdie belofte te kry, gaan jy moet insit met dierbare. Dit is net soos dit is. Jy moet wegstap van 'n paar goed af, jy moet 'n paar dierbares agterlos en jy moet die Here dien. Hierdie pad wil gedoen wees. Hierdie pad jy moet jou sokkies heeltemal optrek. Was nog nooit 'n maklike pad nie. Ek kry baie mense wat vir my sê in die bediening wat recently na die Here toe gekom het, wat klaar, hulle sê, ja, maar ons tegen die kerk se ding met, ek sê, julle moet die Here dien, los die kerk, die Here moet jy dien, because ons fokus is so op die mense van die kerk, dat jy wil nou afvallig word, want die mense maak jou seer in die kerk, man, hulle maak jou seer.
Hulle maak jou bly, hulle tel jou op, hulle slaat jou af, jy moet verby die goed kom en jy moet die Here dien. Het baat nie, ons gaan hier so sit en ons sit en blame almal nie, want die dag as die Here kom, vir wie wil jy dan blame? Dan kan ons nie mekaar blame nie. Ek kan nie vir jou blame, omdat die Here nie vir my deurkom nie. Ek moet myself blame, want weet jy wat, as ek waarlik waar die Here dien, dan gaan ek sien, wat die Seun van God vry maak, is waarlik vry. Wanneer ek waarlik die Here dien, dan sien ek, nee, mense ding werkie vir my nie, mense se opinie werkie vir my nie, mense se storie werkie vir my nie, mense se, baie keer gee hulle vir jou raad, maar dis nie die regte raad nie. Dis hoekom jy moet hoor wat die Here sê, en dis hoekom jy moet dieper inkom by die Here, jy moet 'n verbondsverhouding hê met die Here, en dis wat ek vandag vir jou wil sê. Daar's 'n skrif in die Bybel, en ek het gepreek terwyl ek in Ghana is, en die ding het my geslaan, hierdie revelation het my voor my bors, dat die Bybel sê, en as jy Efesiërs lees, gaan jy sien dat hy praat van jou redding, hy praat van jou verhouding in die gees, hy praat van jou familie, hy praat van jou huwelik, hy praat van jou kinders, hy praat van jy met die volle wapenrusting aantrek, ons ken, en dis hoe ons vir Efesiërs ken, dat die volle wapenrusting moet jy aantrek, maar baie keer, dan weet ons nie wat die volle wapenrusting, wat dit regtig beteken nie, of jy weet nie waarvoor die belt staan, waarvoor die skild staan, waarvoor die helmet staan, jy weet nie altyd nie. Nou sê jy dit, maar jy weet nie dat jy, en ek gaan vandag vir die kerk sê, ons moet dit bestudeer, en jy moet vir die Here vra, gee my 'n revelation, wat ek kan verstaan, hoekom moet ek die volle wapenrusting aantrek, want baie keer trek ek die volle wapenrusting aan, maar ek beklei verkeerd, baie keer trek ek die volle wapenrusting aan, wat ek wil gaan beklei, en dis nie hoe hierdie ding werk nie. Die volle wapenrusting is spesifiek gedesign, dat ek en jy moet staan, dit is nie net nodig, ek moet gaan beklei nie, maar het gaan oor, ek moet 'n posisie hê in Christus waarin ek staan. En baie keer dink mense, onthou net, as jy 'n regte oorlog kyk, of jy na die Eerste Wêreldoorlog kyk, of die Tweede Wêreldoorlog kyk, of die Derde Wêreldoorlog, of jy kyk een wat nou dag in Israel is, hoor wat ek jou sê, die mense wat beklei, die soldate wat beklei in 'n oorlog, moenie dink omdat hulle getrein is vir oorlog, en moenie dink omdat hulle nou in die oorlog is, dis waar hulle wil wees nie. Dis nie waar, want jy weet nie of jy lewendig uit 'n oorlog uitkom nie. Jy weet nie, am I going to survive this one or not, because ons kan 10 ingaan, maar beteken nie al 10 kom altyd uit nie. So dis belangrik dat ek en jy verstaan, 'n oorlog, 'n geveg in God is dieselfde ding. Dis baie keer wat jy kry 'n nok, jy kom nie by nie, of jy were a survivor of something, or sometimes we die spiritually because I fought a battle that wasn't mine. En I want to do a teaching on this vir 'n partytjie of 2, want het is belangrik vir ons om te verstaan, die Heilige Gees maak 'n ding by my oop, 'n paar weke terug terwyl ek in Ghana was. En hy praat oor die huwelik, marriage like Christ in the church. En hy praat met my oor Ephesians 5, en hy praat oor die huwelik, want for this reason a man shall leave his mother and his father, cling to his wife, and this is a mystery, but he's speaking about Christ and the church. So dit is wat Ephesians 5 sê. En die Here begin praat met my oor die verbond van Christus en jou huwelik. Ons moet ek het ons laasweek gepraat oor, ons moet in 'n huweliksverbond wees. Ons kan mos nie nou, ek dien die Here Sondag en Maandag, dan sê ek is Kersfees, dan dien ek gat die Here nie, want dan sê ek, dan is dit party time. Dit gaan nie werk nie, my mens. Ons moet dien of ons moet los. Ons kry vandag pastore, en ek kan dit vandag sê, want ek is 'n leier van 'n kerk. Ons kry vandag leiers van kerke, maar hulle knip die kat in die donker. Dit gaan nie werk nie. As ons verantwoordelik is om die kerk van die Here Jesus te lei, my dierbare, lei die kerk. En as jy voel jy kan nie die ding doen nie, roep 'n paar ander leiers by wat jy vertrou en sê hulle moet vir jou bid, want jy kan nie nou omdraai nie. Jy moet hierdie ding uitloop. Nie een van ons kan nou omdraai nie. Ons moet die Here God vertrou, en die rede hoekom ons voel ons wil nie aangaan nie, is omdat jou gebedslewe is nie waar het moet wees nie, want jou gebedslewe gaan jou in lyn bring en jou in lyn hou met die Here. Die rede hoekom ons langs die pad verby, ons dwaal af, hier is die pad, maar ek is hier, is omdat jou gebedslewe is nie vasgemaak by die Here nie, want ek en jy, ons bid, maar ons bid 'n 10 minute gebed. Nou, ons kan nie 'n kerk lei met 10 minute gebed nie. Ons kan nie 'n volk lei met 15 minute gebed nie. Jy en ek moet 'n gebedslewe hê. En ons kan nie 'n gebedslewe hê en wys hoe ek dit wil hê nie. Dis die belangrike ding. Ons bid nie ons bid nie in die bediening of vir God se mense, of wanneer jy ook bid as 'n kind van die Here. Jy kan nie bid, Here, laat my wil geskied nie. Jou ding gaan nie werk nie. Dit gaan net nie werk nie, my mens. Dit gaan nie werk nie. Jy gaan bid
bid tot jy omval, jy gaan oud word en niks gaan vir jou gebeur nie. Baie keer dan bid ons, en ek wil nou hierdie ding wat ek sê, baie keer dan bid ons, en nou moet jy my fyn hoor, baie keer dan bid ons, maar jy bid jou wil. Jy bid wat jy dink in mense. Ons sê ons is intercessors, ons sê ons is bidders, ons word deur die Gees gelei, ons praat in tale. Maar dan doen ons goed wat die Here nie gesê het nie. Jy bid vir goed wat die Here nie geauthorize het nie. Jy bid vir 'n man wat nie joune is nie. Jy bid vir 'n werk wat die Here nie gesê het. Jy bid vir 'n huis wat jy wil 'n huis hê omdat jou suster 'n huis het. Die ding gaan nie werk nie. Jy moet bly waar jy is, jy moet bid en sodat die Here dit wat die Here vir jou wil doen, dat hy dit vir jou kan doen. Maar ek en jy baie keer kyk na ander mense se omstandighede. O, Chantel het 'n kerk, nou wil ek ook 'n kerk hê. Nee my mens, nee. Jy moet doen wat die Here vir jou wil hê. Want as jy my baan wil kies, jy gaan dit nie maak nie. As ek jou baan wil kies van die lewe, ek gaan dit nie maak nie. Ons moet elkeen hardloop in ons eie baan. Want weet jy wat, ons maak die liggaam van die Here Jesus. Hierdie vinger kan nie doen wat die middelvinger doen nie. Die middelvinger kan nie doen wat die duim doen nie. Die duim kan nie doen wat die funksie van hierdie gedeelte van my arm doen nie. My elleboog kan nie doen wat my nek, wat my skouerbeen. Hulle kan nie, maar hulle almal werk saam dat hierdie hand kan werk. Maar nou wil my hierdie vinger wil nou my elleboog of my enkel wil my voet vermaak, want dit kan nie so werk nie. Ons almal werk saam en die rede hoekom die kerk dysfunctional is omdat ons is in kompetisie met mekaar. Die rede hoekom die kerk dysfunctional is omdat ek wil jou baan hardloop en ek wil nie my eie baan hardloop nie. Ek wil die bidders lei, maar ek myself kan nog nie 15 minute by die kerk by die huis bid nie. En al bid ek ook 'n uur by die huis, beteken dit nie my gebed is akkuraat nie. So die Here train ons om in 'n akkuraatheid te kom, om te kan hoor wat hy sê, om te kan sien wat hy sê, voordat ons kom in hierdie ding in. Maar ek en jy wil die proses chippel, nou wil ek voor inspring, want ek het myself gekwalify. My dierbare, die Gees van die Here se goeders werk nie so nie. As die Here jou nie kwalifiseer nie, bly uit hy posisie uit, want jy gaan jou lyk laat maak. Jy gaan jou verongeluk en almal rondom jou. Ek het dit Sondag, of wanneer ek het vir die kerk gesê, ek dink is laas Sondag het ek vir die kerk gesê, dat ek is, as ek alles wat ek nou beleef, 10 jaar gelede gekry het, dan sou ek het opgemors het. Ek sou nooit in die maturity gewees het van wat ek nou het nie. En ek het 'n pad met Pastor Gerard Kotse gestap van Amazing Grace, en ek het baie goed, het ek vir hom gedoen, maar dit was nie omdat ek dit vir hom moes gedoen het nie, dit was die skool van die Heilige Gees, sodat wanneer ek hier kom, dat ek kan ingestap het, en dit was vir my, ek kan dit nie doen, you know what I mean, ek kon dit, want ek was klaar in die skool, en toe ek die skool slaag, toe ek die grade slaag, toe qualify ek om dit te kan doen, wat ek nou doen, en dit is hoekom het is belangrik mense, dat jy moet die proses uitstap. As ons kyk na, en dit het my mind geblou, Ephesians hoofstuk 6, hy sê, Apostel Paulus skryf, hy sê, in conclusion, nou begin hy hoofstuk 6 met die volle wapenrusting, en hy sê, in conclusion wat beteken, ek wil nou vir julle sê, by die slotsom, sê, wil ek hê vir jou om krag en sterkte te kry, om te kan bid, moet jy bly in die union, in die eenheid van Christus Jesus. Hy sê, jy moet bly in die eenheid, dan kom hy af om te praat, van jy moet jou volle wapenrusting aantrek, en ons geveg is nie teen vlees en bloed nie, maar teen owerhede en magte. Nou kom hy met hy toe. Maar wat hy sê is, die eerste ding wat ek en jy moet verstaan, van Ephesians 6 vers 10, hy sê, in my slotsom, jy moet krag ontvang en sterkte ontvang in jou huweliksverbond met Christus, voor die almal hierdie goed kan doen. Nou wil ek en jy wil bid, en ons wil duiwels uitdryf, en ons wil mense, en jy kan nie, want jy is buite orde. En nou verstaan ons nie, hoekom sekere mense kyk jou nie, wat nou al lang al aan die pad en af is, hulle kyk jou, want hulle weet, jy is heeltemal uit lyn uit, en jy dink jy is in die gees, maar eintlik is jy nie. Jy moet eintlik net jou mond gehou het. Ek moet eintlik net my mond gehou het, en na die Gees van die Here ons vorentoe vat.
Onthou, jy is nie mature omdat jy jouself gekwalified is mature nie. Jy is mature wanneer die gees van die Here jou mature gekwalified het. En jy's net mature op 'n level, want as 'n volgende level wat jy moet inkom en 'n volgende dimensie wat jy inkom, wat jy nie mature is nie. So we grow from one level of glory into the next. Nou dink jy, omdat jy standaard 5 is op laerskool, jy is nou daai ou. Nee my mens, kom gou by die hoërskool, dan sak jy van 'n senior af na 'n junior toe en jy's niemand nie. And that is the order of life. Just when you think I've reached a place, you didn't reach a place. Just when you think you've gone up, gaan jy af. Because in God you will never stop to learn. En nou moet jy my fyn hoor wat ek volgende gaan sê. Hoe meer jy leer, hoe minder weet jy. En as jy dit kan verstaan, dan sal iewers gekom al. As jy kan verstaan, hoe meer jy leer, hoe meer jy bid, hoe meer jy instry, hoe meer jy die woord sê, hoe minder weet jy. Weet jy hoekom? Want dan besef ons, Here, maar U is groot. U is almagtig. Hoe meer ek weet, lyk dit vir my, Here, ek weet dan nog niks. En dis wanneer ons kan begin drink. Dis wanneer ons kan begin drink. Wanneer jy besef, maar Here, U is groot. U is almagtig. Dit wat ek gedink het ek ken eintlik absoluut niks. Dit wat ek gedink het ek weet eintlik absoluut niks. En dit is die goed wat die Here God vir jou en vir my wil inbring. Die diepte van hom. Want daar's 'n dieper diepte. Daar's 'n diepte. Daar's 'n konstante diepte in hom. En wanneer ek hier gekom het, weet julle, ek kan oor en oor hierdie ding praat, want in my eie lewe, in my eie self, beleef ek dit, dat as ek dink, nou het ek aan my woord gepreek, wat ek voel, Here, maar iets van my gesê, dan kom ek by 'n ander plek, en sien ek, wow, maar Here, iets net dieper gegaan, en dit is vir my maar, dit is oneindiglik, en weet jy wat is die most amazing ding vir my, wat ek beleef is, een skrif het 'n biljoen betekenisse. Ek het nou al hierdie skrif gepreek en daai skrif gepreek. Dan dink jy nou, nou het ek hom gepreek. Dan het jy nog net, dan moet jy nog nie die ding geskil. Dan moet jy nog afgaan en jy moet afgaan. So my mens, jy kan nooit dink dat jy het gearrive nie, want jy het nie arrive nie. Apostel Paulus sê vir ons, hy sê my mens, hy sê vir jou om te warfare, vir jou om die volle wapenrusting aan te trek, sommer om aan te trek, moet jy in 'n huwelik wees met God. Want kan ek jou gou iets sê, hoekom dit ons in 'n huwelik wees? Kom ek sê gou vir wat? Want jy het 'n battle beklei wat God moet geauthorize het. Dis hoekom jy het nog nie eens gerecover van sekere battles wat ons beklei het. Weet jy hoekom? Want jy moes nooit die battle gebeklei het nie. Jy moes nooit die geveg gehad het nie. Jy het sommer iemand anders se ding op jou gevat. Ek kyk vandag staan ek staan voor baie mense en ek preek voor baie mense. Ek gaan nie nou sê ek sê net baie mense. Kom ons los dit daar. Voor baie mense. En weet jy dat daai baie mense, elke keer wanneer ek moet bedien, dan is dit ek wil amper sê 'n ander plek, 'n ander diepte, 'n ander hoogte, 'n ander laagte, wat die Here praat mee. En dan besef ek, maar Here, al wat ek doen, kom uit U uit. Ek het nog niks gedoen nie. Wat het ek vir U gedoen? Al wat ek kon doen is, ek kon net gehoorsaam wees aan wat U vir my sê, en dan doen U dit. Of ek nou klas gee in die skool, of ek nou preek oor die pulpit, of ek vir jou iets sê, my mens, is net obedience wat hier staan. Maar wat ek jou sê, as dit slap, moet jy weet, is die Heilige Gees. Ek kan niks sê om mense se lewens te verander nie. Al wat ek kan, wanneer ek sê in die Gees in, dan verander hy mense, want ons kan mos nie mense red nie. Jy kan mos nie mense red nie. Die Here red mos mense. En nou wil die Here, die Heilige Gees sê vir ons, ek wil hê dat jy moet in hierdie verbond kom, in hierdie huwelik inkom, in hierdie liefde kom, in hierdie eenheid kom van my. So wanneer jy beklei, wanneer jou geveg, en dis hoekom ons verkeerd beklei, want nou beklei ek my broer, en ek beklei my suster wat dronk was, wat vir my ingevleed, en ek beklei my auntie, wat my ma se rok wil gehad het, en ek beklei hierdie goed oor en weer, en die Here sê, weet jy wat, ek is nie daar nie. En weet jy wat ek besef? En ek het vir die kerk nodig gesê, weet julle wat besef ek, hoe dieper ek by die Here kom, en jy moet met so wees om te gaan verstaan wat ek nou vir jou gaan sê. Hoe dieper ek kom in die Here, aan die Here toe kom, hoe meer besef ek, alles wat ek hom gevra het, is nie belangrik nie. Nie dat hy dink dat wat ek vra is onnodig of onbelangrik nie.
Maar wat hy in store het vir my, is baie groter. So wat ek wil hê, en wat ek heel dag wil gebid het, en die Here sê, weet jy wat, as jy vir my dien, die goed gaan na jou toe kom. As jy soek eers die koninkryk van God, soek eers my geregtigheid, soek eers my wil, soek eers my belange, soek eers my hartklop vir jou, dan gaan jy sien, die ding wat jy so gebid het, en gevaas het, en gelê het, die ding gaan na jou toe kom. En ek sien het met my mens oor, diebares, ek sien het met my mens oor. En weet jy wat, kan ek jou een ding sê, ek bid het vir mense in die kerk, ek bid nie die mense se wil nie, ek bid die Here, ek bid het, Here laat, ek bid het, ek wens mense geluk, ek bid, en ek wens jou dat die Here sal jou gee die begeertes van jou hart. Nee, ek kan nie dit vra nie, want weet jy wat het ek gesien by myself, ek kan nie my begeerte vra nie, want my begeerte is net so klein, God se begeerte is 'n biljoen keer groter. As die Here moet vir my gegee het, wat ek gevra het, nee my mens, nee, in die eerste plek het ek hier gestaan nie, in die eerste plek sal ek nooit gebeleef het, wat ek nou beleef nie, ek sal niemand geken het wat ek nou ken nie, ek sal nie die blydskap en die vreugde om God te dien, gebeleef het nie, nee, ek wil nie hê wat ek wil hê nie, die Here moet asseblief vir my gegee het wat ek wil hê, want as hy dit vir my gegee het, dan het ek, mense, ek sal gemis het. Nee, ek sal groot gemis het, my mens. Ek sal groot gemis het. En dis wat ek vandag vir jou wil sê. Jy dink wat jy wil hê is groot. Wat jy wil hê is nie 'n druppel in die emmer nie. As die Here vir my moet gegee het, wat ek wil gehad het. Nee, ek is so bly dat hy vir my gegee nie. En ek sê vir die Here vandag, moet my nie gee, my verlange, unless dit nie in u wil is nie. Unless dit nie u hartse begeerte is nie, moet dit nie vir my gee nie. Want ek besef nou, meer as ooit, it's waar wat die koortjie sê, the longer I serve him. The sweeter he grows. En weet jy wat, ek sê dit vir ons jong dogters en seuns in die kerk, kom vinnig in jou purpose in, dat jy nog tyd moet morsie. Daar is nie tyd om te morsie, my mens. Jy moet vinnig in jou dinge kom. Ons young adults preek in ons kerk, en hulle gaan nou binnekort weer preek. Weet jy hoe kom? We don't have time to waste time. Ons kinders moet kom in die dinge, hulle moet. Ek kan nie wag, dat ek sit agter in my stoel, en ek is nou net so, nee. Ek moet sien hoe hierdie kinders opkom. Ek moet sien, hulle moet reguit groei, dat môre wanneer ons oud en dood is helfte van ons, dat ons kinders kan hardloop in die evangelie. Jy moet deposit. Jy kan nie die ding sit en vashou, en niemand kan niks sê nie. Nee, wat gaan gesê word die dag as jy nie meer daar is nie? So my dierbare, mag die Here jou seën. Kom ons kom in maturity. Moenie net sit en bind en los, nie. Moenie dit doen nie. Bind wanneer die Here sê moet bind. Maak los wanneer die Here sê moet losmaak. Sodat hierdie ding kan manifesteer, want jou gebed moet 'n manifestasie hê. Jy kan nie bid jou hele lewe lank en niks het gebeur nie. Want wat het jy gebid? Vir wie het jy gebid? En vir waant het jy gebid? Jy moet bid, en dan moet evidence wees dat jou God lewe. Dat die wat nie die Here dien nie, kan sien, hierdie mense dien die Here. Hier is die evidence dat die Here hier so is. So mag die Here jou seën. Kom ons kom in volwassenheid in die Here met dierbare. Kom ons kom in volwassenheid. Nou kan ons maar watter renke het op ons skouers. Kom in volwassenheid waar ons is. Mag die Here jou seën.